My naam is Jaco, soos Rudo sê, ek is een van die pastore in die gemeente ook. Dis 'n titel wat ek nie gedink het ek sal sommer aantrek nie, maar vanoggend sal ek hom aantrek. Maar baie welkom by ons diens vanoggend, weer eens baie welkom aan almal wat besoekers is. Ek hoop julle het 'n goeie naweek, 'n goeie lang naweek gehad. Ek hoop nie van julle het ander planne gehad en toes laat weet familie julle moet kerk toe kom Sondag want daar's 'n inseëning. Ek hoop as jou span die naweek gespeel het hulle gewen. Ek hoop julle het lekker planne vir vanmiddag om saam met mense tyd te spandeer en te kuier en ek hoop dat my Afrikaanse woordeskat vanoggend genoegsaam sal wees. Nou as jy dit nie optel nie, ons tema vir vanoggend is hoop en ek hoop julle sal die diens saam met ons geniet. Nou, in Jeremia 29 vers 11 is daar daai baie bekende vers wat praat oor hoop en moontlik het jy hulle in die haal of 'n koppie of 'n teehemp wat hierdie skrifgedeelte op het en dit sê ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n hoopvolle toekoms gee, 'n verwagting. In die Engels lees dit I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kom ons bid. Here, dankie vir die woord, dankie vir die beloftes in die woord. Dankie dat u beloftes in die woord so ryk is en so van toepassing is vir ons. Soos wat ons vanoggend lees, Here, dat u plan en u begeerte oor ons is om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee, 'n verwagting. En ons kom bid, Here, dat u vanoggend hierdie woord in ons harte sal kom oopbreek. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, hoop is een van die kragtigste kragte in die lewe. 'n Baie eenvoudige definisie sê, hoop is die selfversekerde verwagting en begeerte dat iets spesifieks sal gebeur. Nou, elkeen van julle het hoop, daar's dinge waarvoor jy hoop, anders sou jy nie vanoggend uit die bed uitgeklim het nie, maar die teenwoordigheid van hoop kan letterlik jou lewe red. Dit het die vermoë om jou te laat volhard, selfs in die moeilikste tye. Dit kan jou denke beïnvloed, dit kan jou gemoedstoestand verander, dit kan selfs jou fisiese gesondheid beïnvloed, solank as wat jy hoop het. Een van die oorlewendes van die Holocaust, Elie Wiesel, het gesê, net soos 'n mens nie sonder drome kan leef nie, kan hy ook nie sonder hoop leef nie. En hoop vir die Jode in daai verskriklike tydperk was die ding wat hulle die vermoë gegee het om deur te druk, om nie op te gee nie, en hoop is hierdie wens, hierdie verwagting, dat maak nie saak hoe sleg dinge dalk vandag mag lyk in my lewe of in die wêreld nie, moontlik môre kan dit beter wees. Maak nie saak van die omstandighede vandag nie, daar is hoop dat môre dalk beter kan wees. So, hoop. Nou daar is egter ook 'n gesegde, dit is die hoop wat jou doodmaak. In die Engels sê dit, it's the hope that kills you. Iemand al dit gehoor? As jy 'n sportliefhebber is, dan hoor jy dit baie keer. As jy 'n Arsenal fan is in die sokkerwêreld, dan sê jy dit vir die afgelope 2-3 seisoene gereeld. Dit is die hoop wat jou doodmaak. Dat moontlik hierdie jaar kan ons dit wen en dan doen jy nie. Want die probleem is, hoop gaan gepaard met 'n verwagting. Daar is 'n verwagting dat iets spesifieks gaan gebeur en sodra daar 'n verwagting is daar die risiko en miskien ook die vrees van teleurstelling. En niemand van ons hou noodwendig daarvan om teleurgestel te wees. En nou laat ek vir julle 'n voorbeeld gee. Ek moes my verhouding met Manchester United, ook 'n sokkerklub, heroorweeg. Ek is 'n toegewyde supporter vanaf 1999, van julle was nog nie gebore nie, ek kyk na jou. Maar as jy na die volgende foto toe gaan, hierdie was, net nou die dag. Is 'n ouetjie wat ek ken. Dit was 2005, 2006, op Old Trafford. Dis dieselfde hemp, wat ek daai, jy kry so 'n hemp met jou naam agterop, daar's hy, wanneer jy vir hulle speel. Okay. En die hemp pas nog steeds. Okay. Soos my troupak, hy's net nie meer in die mode nie. Maar ons het goeie jare gehad. Uitstekende jare. Maar onlangs is dit nie so rooskleurig nie en ek het gevind dat my gemoedstoestand word beïnvloed deur die prestasies of
die lack of prestasies op die veld, Fred sal verstaan, selfs in Afrikaans. Want wanneer ons verloor, dan is ek nie so lekker mens nie. En ek moes al 'n paar jaar terug bietjie my verhouding heroorweeg, want kom ons sê dis Saterdagmiddag en ek preek die volgende dag en my span verloor, dan is ek nie noodwendig so baie lus om meer preek voor te berei nie. En ek moes gesonde grense inbring in hierdie verhouding tussen my en Manchester United, om op 'n manier my verwagtinge te probeer beheer of net te bestuur. Maar die uitdaging is dat jy kan nooit totaal en al jou verwagtinge weggooi nie. Jy weet vir die afgelope paar jaar is die hoop nie dat ons die titel gaan wen nie. Hierdie seisoen hoop ek ons word nie gerelegate nie. Kan jy dit glo? OK, dit is nogal erg vir my. Maar selfs wanneer ons speel met hierdie verlaagde verwagtinge, is daar hierdie hoop dat miskien vandag gaan ons wen. Miskien met hierdie nuwe manager, hierdie nuwe coach, is hy die antwoord en ons gaan wen. Miskien gaan hierdie nuwe speler wat inkom, gaan dit die antwoord wees en dit gaan die draaipunt wees in ons seisoen en in die res van my verhouding met hierdie wonderlike sokkerspan. Maar vir my om die verwagting heeltemal uit te stel of uit te skuif, sal ek die hoop totaal en al moet neerlê. En om hoop neer te lê, gaan ek my verhouding met Manchester United moet neerlê. Nou, in die lewe, die teenwoordigheid van hoop is kragtig, die afwesigheid van hoop kan jou in 'n baie diep donker gat van depressie invat, waar party sokkerfans hulle self dalk vind. Maar dit kan jou in 'n plek van hopeloosheid invat waar jy geen sin sien tot die lewe nie. Nou obviously is daar dinge wat baie belangriker is as sokker. Nou Spreuke 13 vers 12 sê, uitgestelde hoop maak die hart siek. Uitgestelde hoop maak die hart siek. So, as ons in hierdie lewe teleurstelling wil vermy, met dinge wat baie belangriker is as net sokker. As ons teleurstelling wil vermy, dan moet ons hoop uitskakel. Maar vir my en vir jou om hoop uit te skakel, gaan ek en jy sekere goed wat vir ons van diep waarde is, diep wat ons waardevol vind, goed wat ons dalk voor lief is, moet kan neerlê. En dit is in 'n mate baie onmoontlik. Nou in Christendom, as jy nog nie dit ervaar het nie, dan sal jy dat dinge nie altyd uitwerk soos wat jy dit beplan nie. Dat dinge nie altyd gebeur soos wat jy dit voor hoop nie. Jou gebede word nie noodwendig altyd beantwoord op die manier wat jy wil hê dit beantwoord moet word nie, en hierdie realiteit los dan 'n ruimte vir teleurstelling. En partykeer is ons teleurgesteld in iets soos jy kry nie bevordering by jou werk nie. Weet die diepte of die vlak van teleurstelling is wissel. Jy kry nie die bevordering nie, of daai aanbod wat jy op hierdie droomhuis gemaak het toe nie deurgekom nie. Daar was hierdie droomvakansie en jy het dit nie gewen nie. Maar dan is daar ander goed wat bietjie dieper en swaarder weeg, soos die hoop wat jy gehad het in 'n huwelik of in 'n verhouding om te herstel, het nie gebeur nie. Iemand wat baie siek is, word nie gesond nie, of dalk 'n diep verwagting of 'n deurbraak wat jy voor vertrou, wat net nie wil kom nie. En soms lê ons teleurstelling nie net in die omstandighede of in dit wat gebeur het of nie gebeur het nie. Soms kan ons teleurstelling oorskuif en ons is teleurgesteld in God. Ons hoor en ons lees en ons sing dat God jou nooit sal verlaat nie. Dat hy altyd by jou sal wees, hy sal jou nie verloon nie, hy sal jou nie alleen los nie, hy sal jou nie teleurstel nie. Maar vriende, as ons eerlik is met mekaar, partykeer voel dit of hy doen. Partykeer gebeur daar goed in ons lewens en dit voel asof God self ons teleurgestel het, en is nie net die omstandighede wat my teleurstel nie, en dan is ons hoop gekneus. Dan is jou hoop verpletter, en hoe lyk dit dan om weer te hoop? Hoe lyk dit wanneer jou hoop op die grond lê en hy is gekneus, om hom weer op te tel en weer van voor af te hoop? As ons terugkeer na die teksgedeelte in Jeremia 29, kom sê die Here, ek weet wat ek vir julle beplan. Nou kan jy dit vanoggend hoor. Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n hoopvolle toekoms gee, 'n verwagting. Nou die konteks van Jeremia 29 is belangrik sodat ons nie wat God hier sê heeltemal misverstaan en verkeerd toepas tot ons lewens nie.
Die konteks is, die Jode is in ballingskap geneem. En dit was God se toedoen, waar hulle exiles is, hulle is in ballingskap, en hulle was ongehoorsaam, en hulle wantroue in God het gelei tot hierdie ballingskap. Die Here kom deur die profeet Jeremia, en hy sê vir die volk, julle gaan vir 70 jaar in hierdie ballingskap moet wandel. Julle is in 'n land wat nie julle eie is nie, julle is in omstandighede wat glad nie gunstig is nie, maar hierdie is my plan, en julle gaan vir 70 jaar hier moet wandel. Nou, die volk het daardie boodskap verwerp. Hulle het vir Jeremia verwerp, hulle het hom vervolg, hulle het hom geïsoleer, want hulle wil nie hierdie boodskap hoor, dat ons ballingskap vir so lank moet duur nie. Daar staan toe ander valse profete op, onder andere Hanania, jy kan meer daarvan lees in Jeremia 28, en Hanania kom in en sê, dit gaan nie 70 jaar wees nie, die Here het vir my gesê, dit gaan 2 jaar duur. Nou, dink by jouself, die een kom en hy sê 70 jaar van ballingskap, en die ander ou sê, nee, dis nie 70 nie, dis 2, wat se een wil jy hê? Kies vir jou 'n pakkie. Nee, hulle het dit gevat. 2 jaar klink vir my goed. Nou die Here kom en hy staan toe self op, en hy sê, en hy spreek homself uit teen Hanania en sê, jy is 'n leienaar en jy verkondig valsheid, ek gaan jou doodmaak. So die Here kom en hy bring die dood van Hanania. En daarna kom Jeremia en hy spreek weer die volk aan. En hy sê vir hulle in Jeremia 29, hierdie plek waar julle julleself bevind, bewoon hierdie plek. Wees vrugbaar in hierdie plek. Trou, laat toe dat julle kinders en julle gesinne trou met ander. Vermeerder, kry kinders en soek die vrede van hierdie stad, want in die stad se vrede sal julle vrede hê. In hierdie plek van ballingskap, soek die vrede. En die Here kom sê vir hulle, hierdie plek waar julle julleself nou bevind, is my plan. Kan jy my vertrou? Dan gaan hy aan in Jeremia 29 en dis waar vers 11 inkom. Ek weet wat ek vir julle beplan, verklaar die Here. Hier waar jy jouself bevind, in hierdie plek van ballingskap, in hierdie plek waar alles vreemd voel, waar jy nie tuis voel nie, wat nie jou huis is nie, en jy moet sekere dinge agterlos. Hierdie plek, ek weet wat ek vir julle beplan, verklaar die Here. Planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Planne om vir julle hoop en 'n toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en tot my kom bid, en ek sal na julle luister. Julle sal my soek en julle sal my vind, wanneer julle my met julle hele hart soek. Ek sal my deur julle laat vind, verklaar die Here, en ek sal julle lot verander en julle terugbring van al die nasies en al die plekke waarheen ek julle verdryf het, verklaar die Here, en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here, selfs in hierdie seisoen van wildernis, selfs in hierdie plek van ballingskap. Nou ek kan myself net indink dat nie almal het hierdie boodskap op dieselfde manier ontvang nie. Party mense was dalk aan die einde van hulle lewe en hulle hoor 70 jaar en hulle besef, maar ek gaan nie die einde van hierdie ballingskap sien in my eie lewe nie. Ander mense was dalk gevul met vrees of woede of selfs bitterheid en wanhoop toe hulle hierdie boodskap van 70 jaar hoor. Dat die Here vir hulle sê, hierdie is my plan om julle vir 70 jaar hier te hou. Sommige was dalk by 'n plek waar hulle begin twyfel het na 'n paar jaar in hierdie 70 jaar in, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 30 jaar in hierdie 70 jaar, vra hulle self dalk, gaan God regtig nog deurkom? Gaan hierdie 70 jaar regtig tot 'n einde kom? Party mense het dalk hulle self gevind waar hulle ophou by mekaar kom het met die ander. By 'n plek waar hulle die Joodse tradisies behou het, maar nie noodwendig uit liefde en trou aan God nie, maar uit blote tradisie. Nou, hoe lyk dit vir ons vanoggend? So ek en jy kan 'n nominale Christendom uitleef, waar ons die regte goed doen, waar ons die regte patrone volg, maar nie noodwendig uit 'n liefde en 'n vertroue in God nie, maar uit tradisie en uit wat die kultuur en die samelewing, wat my samelewing dalk van my verwag. Dit is reg van my, dit is goed van my, dit word verwag van my om Sondagoggend hier te sit. Nie noodwendig omdat ek God liefhet nie, maar dis net hoe ons dinge doen. Jy kan 'n hopelose Christendom hê, waar jy dit veilig speel. Ek sit nie te veel verwagting op God nie, want dan kan God my ook nie te veel teleurstel nie. En vriende, die leuen is
dat jy bly by 'n plek waar jy in beheer bly van jou lewe en jou toekoms. Jy bepaal jou eie toekoms deur alles hier naby jou te hou. Daar's geen ruimte vir die bonatuurlike nie. Daar's geen ruimte vir God om 'n wonderwerk te kom doen nie. En ons leef met hooplose, gelooflose Christendom. Miskien nie in jou hele lewe nie. Miskien in sekere dele van jou lewe en jy sê dalk vanoggend, ja, maar jy verstaan nie dat hierdie aspek waar ek al gehoop het, die teleurstelling wat ek gevind het daar is net te veel. Die seer wat ek ervaar het in daardie plek was te groot en ek kan nie bekostig om weer daar te hoop nie, want ek kan nie bekostig om weer so seer te kry nie. Die boek van Klaagliedere is 'n samestelling ook geskryf deur Jeremia, waar hy worstel met hierdie tydperk van ballingskap. Waar vir 'n groot deelte was hierdie tydperk van ballingskap 'n hopelose tydperk. Ek kan net myself indink hoe dit moet wees vir 70 jaar en hoe die volk moet opstaan as ons die Ou Testament lees en ons sien hoe gereeld die Israeliete gerebelleer het, nie net teen God nie, maar teen leierskap. En hoe daai 70 jaar moes lyk en ons sien Jeremia wat worstel met hierdie ballingskap en God se plan en God se teenwoordigheid. En in Klaagliedere 3 vanaf vers 21 sê dit sal ek ter harte neem en daarom sal ek hoop hê. Deur die Here se troue liefde is ons nie verteer nie, want sy ontferminge hou nooit op nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, my porsie, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Die Here is goed vir die wat op hom wag, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilte te hoop op die verlossing van die Here. In hierdie tydperk van ballingskap, in hierdie tyd van worsteling, sê Jeremia, ek herinner myself aan wie God is. Ek herinner myself aan wat hy kom doen het. Ek herinner myself aan God se trou. Ek herinner myself aan God se barmhartigheid. En daarom kan ek hoop hê, selfs te midde van hopelose omstandighede. Daar's twee groot woorde of hoofwoorde in die Ou Testament om hoop te beskryf in die ou Hebreëse taal. En die eerste een is kava en dan jagal. En albei van hierdie woorde word in hierdie teks in Klaagliedere 3 gebruik. Nou kava beteken letterlik om saam te bind deur te draai soos 'n tou. Dit maak iets sterk en stewig en figuurlik om te wag, om 'n verwagting te hê, om uit te sien. Dalk het van julle uitgesien na 'n lang naweek en toe moes jy werk. Nou dis 'n spanningsvolle wag. Daar's druk, daar's spanning, daar's 'n verwagting. En dit is soos 'n styfgetrekte trou, dat jy ervaar die spanning, maar daar's 'n afwagting vir God se ingryping, vir God se deurbraak. Die beeldspraak is soos 'n boer wat wag vir sy oes nadat hy geplant het. Jy het werk ingesit, die saad is in die grond, en nou het jy 'n afwagting, 'n hoop vir die oes om te kom, of 'n paartjie wat uitsien, ek sien hier's 'n paar van julle, na die babatjie wat moet kom. Die mamma dra klaar met die baba en ons wag nou vir daardie dag wat die baba gebore sal word. Dis iemand wat wag met 'n intense fokus en 'n emosionele betrokkenheid. Kava hoop is nie passief nie. Dit is verwagtend. Dit is die tipe hoop wat jou in spanning hou terwyl jy wag vir die deurbraak. Dis nie passief nie. Ons almal weet dat wanneer daar 'n babatjie op pad is, word die babakamer reggemaak. Reg? Want ons verwag iets moet kom. Ek hoop die babakamer is reg. Nog nie, okay. Na die tyd sal ons hulp aanbied. Dan jagal is om te wag, te hoop en te volhard. So hy's so 'n bietjie anderste. Hy's gegrond in 'n geduldige vertroue dikwels tydens swaar kry of stilte. Dis 'n stil, kalm hoop. Dis nie so gespanne soos Kavani, maar daar's 'n diep veerkragting of 'n resilience. En dikwels word dit gebruik in seisoene van stilte, van swaar kry en ook waar geen verandering sigbaar is nie. Dit is soos iemand wat by die hospitaalkamer, by die wagkamer wag om nuus te hoor van iemand wat dalk in is vir 'n operasie of daar was 'n noodval. Of dit is soos die boer wat wag vir reën om te kom in 'n seisoen van droogte. Jagal hoop is stil en diep. Dit is die vertroue wat vashou wanneer God stil of ver voel. Kan enige iemand homself vereenselwig met dit? Nou jy sê dalk vandag, ek weet nie of ek enigstens nog van daardie tipe hoop oor het nie. Ek weet nie of ek nog
hoop het om te gee nie. My hoop lê op die grond, dit is gekneus en ek weet nie of ek dit weer kan optel om weer 'n kans te vat in hierdie deel van my lewe nie. Hebreërs 6 vers 19 tot 20 sê die skrywer, ons het hierdie hoop as 'n anker vir die siel, vas en seker. Dit gaan in die allerheiligste in, agter die voorhangsel, waar Jesus as ons voorloper ingegaan het namens ons. Hy het die ewige hoëpriester geword volgens die orde van Melchisedek. So ons het hierdie hoop as 'n anker vir die siel, vas en seker, 'n vaste hoop. Nou, die skrywer kom en hy sê vir ons, hier is 'n tipe hoop wat ek en jy nou toegang het tot. En daar is 'n verskil in die tipe woord vir hoop wat gebruik word in die Nuwe Testament. En hierdie woord is elpis. Elpis. En dit is 'n selfversekerde verwagting van iets goeds, gebaseer op God se karakter en sy beloftes. Dit is 'n sekere hoop, nie 'n wensdenkery nie, maar 'n vaste sekerheid, geanker in God se getrouheid, veral soos dit in die Nuwe Testament gebruik word. So in die Ou Testament praat ons van hoop, hierdie verwagting, of dit nou met 'n diep verwagting is, of hy stil, diep verwagting. Maar dit is gebaseer op God se karakter, en dit kyk vorentoe na 'n belofte wat God nog sal vervul. Sien, die toppunt van die hoop in die Ou Testament is op die Messias wat moet kom. Dit is die ultimate vervulling van hoop, is Christus aan die kruis. Maar nou in die Nuwe Testament het God alreeds daardie hoop vervul aan die kruis. Jesus het reeds gekom, hy het reeds gesterf aan die kruis. God het homself klaar openbaar aan die kruis, en nou kom daar 'n nuwe hoop wat geanker is, ja, in God se karakter, maar in wat hy alreeds gedoen het. Dit is die hoop waaraan ek en jy onsself kan vasmaak as gevolg van wat Christus reeds gedoen het. So die beeldspraak is iemand wat hulle self anker in 'n storm, en ek wil dit vir julle uitbeeld. Net hierdie 70 kg dumbbell optel. Dit is regtig 70. Okay, dis nie 70 nie. Ek hoop julle sal my glo. En ek hoop hierdie tou hou. Sien wat gebeur wanneer ek en jy geanker is. Gaan nie bungee nie. Wanneer ek en jy geanker is, kan ons uitbeweeg. Maar daar is 'n veerkrag, wat my net hier hou. En partykeer het ek en jy dinge waarop ons hoop, wat 'n wens is, wat 'n begeerte in my hart is. En ek kan 'n ja of 'n nee uitkom sê, soos ek hoop ek kry daai deurbraak by die werk. Ek hoop ek kry daai bevordering by die werk. Dit kan dieper gaan. Ek hoop daai vriend van my wat siek is, word gesond. Ek hoop daai verhouding wat stikkend is, gaan herstel. Ek hoop daar kom 'n deurbraak of 'n draaipunt in die omstandighede by my werk. Ek hoop daar is 'n deurbraak in my finansies. En ek kan uitbeweeg en ek kan my hoop werf in hierdie ding wat ek voor vertrou. En hy kom met 'n verwagting dat iets spesifieks moet gebeur. Nou vriende, partykeer gebeur dit nie. En ek kan uitbeweeg, maar ek kan terugbeweeg na waar my hoop geanker is. En ek kan sê, God, hierdie ding wat ek voor hoop, is dit jou hart vir my? En ek hoop om 'n ja te kry by die Here. Dis soos 'n seentjie wat na sy pappa toe gaan en sê, pappa, ek het hierdie nuwe speelding gesien, of daai cricketkolf gesien, en ek hoop ek kry 'n ja by my pa. Maar ek moet ook oop wees en bereid wees om te aanvaar 'n nee of 'n nie nou nie. Want vriende, as ek en jy nie bereid is om 'n nee of 'n nie nou nie te aanvaar nie, dan gaan ons ook nie die ja kan hoor nie. En dan is die temptasie dat ek en jy ons eie ja vir onsself bewerk. En dan is ons besig met 'n valse hoop. En ek is besig om myself op te stel vir teleurstelling. Maar wanneer ek uitbeweeg en ek voel daar is nie 'n deurbraak nie, of dit gebeur nie soos wat ek graag wil hê dit moet lyk nie, dan kan ek terugkeer want ek is geanker in 'n vaste hoop en ek kan in hierdie plek toelaat dat God weer my hart kom bedien. Nou baie keer is daar dinge wat ek en jy voor hoop waar ons wel glo dat God met ons gepraat het, dat hy vir ons 'n belofte in sy woord kom gee rondom iets spesifieks wat hy gesê het hy sal doen. Al het dit my en reeds amper 7 jaar gevat, het ons geglo dat God met ons kom praat het en hy het vir ons 'n woord kom gee dat ons kinders van ons eie sal hê.
So elke maand kan jy hierdie hoop werf, dat dalk is dit hierdie keer. Dalk hierdie keer is dit suksesvol. Dalk hierdie keer word hierdie belofte waargemaak. En in 'n tydperk van 6,5, 7 jaar is daar baie maande van teleurstelling. Baie kere wat jy moet jou gehoop werf en jy's teleurgesteld. En dan jou enigste oplossing is om terug te keer na die anker van jou hoop, die anker van jou belofte, en te sê, Here, sal jy weer met my kom praat? Sal jy weer hierdie teleurstelling in my hart kom aanspreek? Here, sal jy weer my hart kom encourage? Sal jy weer jou woord in my kom bevestig? En die Here is so getrou, familie, dat wanneer ons 'n woord of 'n belofte het, en jy sien nie onmiddellik die deurbraak nie, om terug te keer en te sê, Here, kom bevestig weer jou woord aan my, hoe hy dit doen deur sy skrif, maar ook deur gemeenskap, waar die Here dalk deur 'n woord net 'n bevestiging bring om te sê, nee, dit is my plan, wag, ek weet wat ek doen, ek weet die planne wat ek vir jou het, en dis planne vir 'n hoop en vir 'n toekoms. Wanneer ek en jy hier vasgeanker is, kan ons dryf aan die see van hoop. En partykeer voel dit in daai areas wanneer jy hoop gewerf het en dit as 'n teleurstelling dat jy so klein bietjie voel asof jy verlore is. Ek voel nie regtig vertroud in my verhouding met God nie. Ek weet nie regtig eens wie ek is nie. Glo ek nog in die Here? Ek weet nie eens meer wat ek glo nie. Glo ek die Here kan? Ek weet nie. En ek vind myself waar ek so klein bietjie voel soos 'n boot wat hier net hang in die oseaan. En ek weet nie of ek kom of gaan nie, maar vriende, die goeie nuus is dat ek kan dryf, maar ek kan nie verlore gaan nie, want ek is geanker. Wat gevaarlik raak, is wanneer ek en jy ons hoop anker en dit wat ons graag voor vertrou. Wanneer ek my hoop anker in dit wat ek graag wil hê, wanneer ek my hoop anker in selfs die belofte, en ek werf my hoop, maar ek werf saam met dit my anker. En dan het ek die risiko dat ek, Paulus praat van we can shipwreck our faith, dat my boot dalk ten gronde kan hardloop. Maar ek wil eindig vandag met twee praktiese goed, wat ek graag wil hê ons moet op reflekteer en die band kan weer na die stage toe kom. Die eerste een is, hopeloosheid openbaar hoop wat verkeerd geanker is. Hopeloosheid openbaar hoop wat verkeerd geanker is. En dit is nie 'n plek in ons lewens waar die Here kom en hy wil jou aankla nie. Dis nie 'n plek waar die Here kom en hy wil hê jy moet skuldig voel en meer doen en harder probeer en harder hoop nie. Nee vriende, hier is 'n uitnodiging dat die areas in jou lewe en in my lewe waar ek hopeloos voel, en weer eens, dis nie noodwendig uitgespreek oor jou hele lewe nie, maar daar's sekere dele, daar's sekere hartskamers wat jy toegemaak het en gesluit het, en ons gaan nie meer soontoe nie, want ek kan nie bekostig om weer daar seer te kry nie. En hierdie areas van hopeloosheid in ons lewens is 'n indikasie van waar my en jou hoop verkeerd geanker is. Dit wat jy voor hoop is nie verkeerd nie, maar ek is nie meer geanker aan God nie. En die uitnodiging vanoggend is om terug te keer en jouself weer te vestig aan God, wat vir jou sê, ek het myself vir jou gegee, ek het myself vir jou uitgestort, en ek het jou. Selfs in hierdie plek van ballingskap, selfs in hierdie plek van wildernis, selfs in hierdie plek van stilte, selfs in hierdie plek van seer, kan jy my vertrou vanoggend, dat ek het 'n plan vir jou lewe, 'n hoopvolle toekoms, 'n verwagting. God roep ons terug om weer geanker te wees in hom en in niks anders nie. Geen deurbraak, geen mens kan bied wat God alleen kan bied nie. Die tweede ding is, hoop in Christus is 'n veilige toevlug vir jou begeertes en verwagtinge. Hoop in Christus is 'n veilige toevlug vir jou begeertes en jou verwagtinge. Om vanoggend te hoor dat God vir jou is en nie teen jou is nie. Ten spyte van omstandighede, ten spyte van hoop wat al teleurgestel is, bly hoop in Christus 'n vaste hoop, 'n veilige plek vir my en vir jou om te kom. En ek en jy kan ons hoop werf. En ons praat hier van die kwava en die jagal hoop. Ek en jy kan ons hoop werf
vir dinge wat ons voor vertrou, waar ons 'n uitkoms soek, waar ons 'n deurbraak soek, waar ons 'n wonderwerk nodig het. Ek kan my hoop werf sonder dat ek my vaste hoop, my LP's, hoef prys te gee. Met ander woorde, ek is altyd geanker. Maak nie saak hoe ver ek dalk voel ek besig is om uit te dryf nie. Ek kan nie verlore gaan nie, want God self hou my in sy hand. Hoop in Christus bly 'n veilige toevlug. Ek wil eindig met dit. Hoop is die anker wat jou vashou in die storm, nie omdat die see kalm is nie, maar omdat jy vertrou op die een in wie jy geanker is.